Learning to Lament, verwerpingsstorie en dramatiese gebede. Rob Bell, een van my gunsteling teachers, doen 'n reeks oor Learning to Lament. Maar eers wil ek gaan stilstaan by hierdie punt. Hoe God dinge voorbeskik het. Voorbeskik is een van daardie woordjies in die Bybel waarmee ek letterlik 'n liefdesverhouding het. Dit is vir my so 'n groot en fenomenale konsep. Van hoe en watter klein detail God ons lewe vir ons al reeds uitgewerk het. Soos ek kan onthou, wanneer jy op 'n kind se verjaarsdag vir hulle 'n klomp klein geskenkies gee, elkeen spesiaal uitgesoek vir hulle, hoe jy dit toegedraai het, hoe jy met soveel verwagting staan en kyk hoe die kleurvolle geskenkpapier afgeskeer word, en dan daardie goue oomblik, wanneer hulle hele gesig uitstraal van totale blydskap. Net so dink ek ook God sit en wag vir daardie oomblik vir ons gesigte om uit te straal. Net soos Moses en sy Stefanus se gesigte gestraal het van daardie oomblik van totale blydskap. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Ek het vir Madeleine ontmoet. Madeleine help met Seber Huis van Hoop vir emosionele genesing vir vrouens met ons sosiale media bemarking. Madeleine het 'n boek geskryf vol gedigte met pragtige Elysian gedigte, terwyl sy deur haar trauma van 'n egskeiding gewerk het. Sy vertel my op daardie oomblik dat sy het na Rob Bell se Learning to Lament geluister en ek het hom gaan opsoek. Ek het sy Learning to Lament reeks geluister en dit diep in my hart bewaar, net soos Maria gedoen het in Lukas 2 vers 19. Dis ook 'n wonderlike God is. Hy gee vir ons die tools, nog lank voordat ons dit nodig het, van hoe om situasies te hanteer. In November maand het ek 2 groot liefdesteleurstellings gehad, albei in 1 maand. Ek weet dit was supernatuurlik en dit was baie intens. Maar met die eerste een het ek Rob Bell se raad gevolg om te gaan lament, om te gaan klaag by God, om te gaan kla by God. Ek het 1 hele naweek amper omgebid. My grootste frustrasie op daardie stadium was die verwerping. Ons was vir 'n geruime tyd saam. Ons het saam weggegaan met vakansie en kort nadat ons teruggekeer het die man met my hart teruggegaan na sy ex-meisie toe. Sonder enige verduideliking, sonder enige kommunikasie, net om my te los met 'n miljoen vrae, 'n tweedehandse gebreekte hartjie en 'n container vol verwerping issues. Dalk was ek nie goed genoeg nie vir hom nie. Dalk was ek nie oulik genoeg vir hom nie. Dalk was ek nie maar of mooi genoeg vir hom nie. Julle weet die vrae wat die girls in hulle koppe opmaak. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream
daardie punt het ek 'n hele reeks video's gemaak oor verwerping. Een van die videoreekse wat tot en met vandag toe nog die mees gewildste is hier op die kanaal. Ek het my hart gaan uitstort voor God. Iets wat hy ook aanbeveel vir ons herhaaldelik in sy woord om te doen. Klaagliedere 2 vers 19. Stort jou hart soos water uit voor die aangesig van die Here. Psalm 42 vers 4 of vers 5 in die Engelse Bybel. Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my. In die Engelse Bybel. When I remember these things, I pour out my soul in me. Ek het op hierdie punt so fyn en so gedetailleerd alles voor God se voete gaan neerlê. Ek het vir hom gevra, help my. Ek het vir God beskryf hoe ek voel. Onthou, God het slegs die Israeliete gehelp met bevryding op die punt toe hulle geroep het, met die Egiptiese slawerny. God is die ultimate gentleman. Hy sal nie net sommer inspring en oorneem nie. Ons moet eers hom vra vir hulp. In Eksodus 2 vers 24 en 25 roep die volk tot God. En net daarna, sommer amper onmiddellik, stuur God vir Moses om hulle te gaan help. Moses was op hierdie stadium al byna 80 jaar oud. So God het alreeds die oplossing vir die volk, alreeds 'n geheime tydperk gehad. Eksodus 3 vers 7. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Die versie is vir my so mooi. Hoe God alreeds die moeite gesien het, die hartseer gesien het, die verdrukking gesien het, maar eers toe hulle hom geroep het, toe hulle gevra het, help my, toe het God hulle gehelp. En net so is dit met ons ook. Ons moet learn to lament. Ons moet leer om te vra, help my God. En ek het alweer hierdie ronde ook gesien. Wat jy saai, sal jy maai. Ek het 'n hele reeks van video's gemaak oor verwerping. Ek is 'n baie boots and all tipe mens. Maar ek het ook vir God herinner aan sy beloftes. Hoe hy beloof dat hy sal ons nooit verwerp nie. Hoe hy beloof hy sal ons ervaar. En na die naweek het die wonderwerk gebeur. Die letsel, die eina was nog steeds daar, maar die eina het nie meer gebrand nie. Dit het sommer onmiddellik opgehou om seer te maak. Dit het weggegaan. Dit was amper asof ek 'n dieretuin besoek het. Jy weet soos wanneer jy 'n dieretuin besoek, sien jy die leeu's, maar die leeu's maak jou glad nie bang nie, want hulle is in hokke. So ek het besef wat met my gebeur het gebeur, maar dit het nie meer seer gemaak nie. Die persoon wat my hart gehad het, bly baie naby my huis. Dis ry ek gereeld verby sy huis. En selfs met elkeen van daardie insidente, was daar nie meer daardie diep emosionele hinkering na hom toe nie. Dit was amper soos die liedjie van Gotye, Somebody That I Used to Know. All right, here we go. We're going. This is happening. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me. We felt so lonely in your company, but that was love and it's an ache I still remember. So rough. No, you didn't have to stoop so low. Have your friends collect your records and then change your number. I guess that I don't need that though. Now you're just somebody that I used to know. En toe die fase 2 van die wonderwerk. Ek het aanvaarding
liefde en omgee op steroids op 'n supernatuurlike vlak begin ontvang van soveel verskillende bronne. God het werklik dit wat die vyand van my gesteel het, gesupersize en vir my teruggegee. Ek is so dankbaar vir soveel mense wat my ondersteun het deur hierdie episode en weer eens my liefdestenk heel gemaak het en dit sommer vir my vol gemaak het. Een van die dinge wat ek spesifiek vir God se voete gaan neerlê het, is die volgende: acknowledge dit net, God. Sien net raak waardeur ek werk. En een van my vriendinne het kort daarna vir my 'n hartroerende boodskapie gestuur. Ek is so jammer dat jy deur al die hartseer moet werk. Dit was vir my so insiggewend, hoe God dinge, woorde, boodskapies, bemoedigende woorde in ander mense se hartjies plaas om deur te stuur vir my. Dit was werklik wonderlik. Net op 'n ander kant nota. Ek het deur Psalms gelees en ek dink nie ons kan te dramaties wees vir God nie. As Dawid, koning Dawid, kom gesê het, ek slaap elke aand in 'n bed vol trane, dink ek ook ons kan en mag maar lekker dramaties wees vir God. En net nog 'n kantnota. Onthou, die vyand val jou gewoonlik aan op jou sterkste punte. So ek weet, God het 'n Hollywood bestseller liefdesverhaal beplan vir my. En so ook vir jou, 'n Elysian, 'n day lived happily ever after oplossing vir jou probleme ook.